Goeiemôre gemeente, baie hartlik welkom hier by die tweede Sondag in die nuwe jaar 2026. Ek het nog nie kans gehad om vir julle 'n voorspoedige jaar toe te wens nie, maar tydens die vakansie het ek hier tydens nuwe jaar sulke mooi boodskapies gekry. En een van daardie boodskapies het gelui: mag dit vir jou die beste jaar ooit wees. En ek wens vir julle die beste jaar ooit toe. Ons is by die tweede Sondag van hierdie nuwe jaar en dit gaan hier oor die verskyning van Christus as Here en God. Nou in die Westerse kerk gebruik hulle Matteus 2 vers 1 tot 12. In die Oosterse kerk gebruik hulle die doop van Jesus vir die inwerkingstelling en die bekragtiging van Christus as God se werk hier op aarde. Nou het ek so 'n bietjie gaan kyk na Matteus 2 vers 1 tot 11, want dit gaan hier oor in die Westerse kerk oor die heidene wat Christus as Here en God erken. So kom ons spring weg met Matteus 2 vers 1 tot 11. Jesus is in Bethlehem in Judea gebore, tydens die regering van koning Herodes. Na Jesus se geboorte het daar sterrekykers uit die ooste in Jerusalem aangekom en gevra: waar is hy wat as koning van die Jode gebore is? Ons het sy ster sien opkom en ons het gekom om aan hom hulde te bewys. Toe koning Herodes hiervan hoor, was hy en die hele Jerusalem saam met hom ewig ontstel. Hy het toe die priesterhoofde en die skrifgeleerdes van die volk bymekaar geroep en hulle uitgevra oor waar die koning Christus gebore sou word. Hulle het hom geantwoord: in Bethlehem in Judea, want so is dit deur 'n profeet geskrywe: en jy, Bethlehem, gebied van Juda, jy is beslis nie die kleinste onder die leiers van Juda nie. Uit jou sal 'n leier voortkom wat vir my volk Israel 'n herder sal wees. Daarna het Herodes die sterrekykers in die geheim ontbied en noukeurig by hulle vasgestel wanneer die ster verskyn het. Hy het hulle na Bethlehem toe gestuur met die woorde: gaan doen noukeurig ondersoek na die kindjie en as julle hom kry, laat my weet, sodat ek ook aan hom huldig kan gaan bewys. Nadat hulle die koning aangehoor het, het hulle vertrek. En kyk, die ster wat hulle sien opkom het hulle gelei totdat dit gaan staan het bo die plek waar die kindjie was. Toe hulle die ster sien, was hulle baie bly. Hulle het in die huis ingegaan en die kindjie saam met Maria sy moeder gesien en hulle het gekniel en aan hom hulde bewys. En daarna het hulle reissakke oopgemaak en vir hom geskenke uitgehaal: goud, wierook en mirre. En omdat God hulle in 'n droom gewaarsku het om nie na Herodes toe terug te gaan nie, het hulle met 'n ander pad na hulle land toe teruggegaan. Nou, die agtergrond, teen hierdie agtergrond moet 'n mens ook gaan kyk na Handelinge 11 vers 19 tot 26 en Galasiërs 2 vers 11 tot 14. Stel jou nou 'n groot feesmaal voor hier in 'n huiskerk in Antiochië. Hier is 'n gedekte tafel. Daar loop 'n onsigbare muur deur hierdie tafel. Aan die een kant sit die Jode.
die mense van die verbond, die uitverkore volk. Aan die ander kant van die tafel sit daar Grieke, Perse, Romeine. Hulle is voorheen deur die Jode gesien as onrein en as buitestanders beskou. Hulle was nie opgeneem as deel van die volk van God nie. En vir eeue lank het hierdie onafbreekbare muur gestaan. Maar dan gebeur iets vreemds. Petrus sit daar aan die kant van die heidene, tussen die Grieke en die Perse en die Romeine, en hy eet saam met hulle, en hy drink saam met hulle, en hulle lag en gesels. Waarom? Hoe het hierdie verskil gekom? Omdat hy die kind van Bethlehem ontmoet het. En terwyl hulle so sit en eet en gesels, gaan die deur oop, en almal kyk om, en hier kom mense ingestap. Jakobus voor, godsdienstige leiers van die Christelike kerk in Jerusalem. En hulle roep vir Petrus een kant. En hulle gesels. En Petrus gaan sit nie meer tussen die heidene nie, maar hy gaan sit weer tussen die Jode. En daar ontstaan weer hierdie muur tussen hulle. Daardie ou muur staan op. In daardie oomblik het die muur weer opgestaan. En Paulus, wat daar aan die punt van die tafel sit, staan toe op. Petrus het hy hom aangespreek. As jy terugskuif en weer gaan sit waar jy gesit het, en weer hierdie muur herbou, dan het die kind van Bethlehem, die ster verniet in Bethlehem geskyn. Dan verstaan jy nie die boodskap van die ster van Bethlehem, van die sterrekykers wat daar kom aanbid het nie. Jesus is genoeg om ons een te maak. Geloof alleen. Geen geslagsonderskeid, geen klasonderskeid, geen geletterdheid, geen rasonderskeid geld meer nie. Hier is Christus alles. Daarom wil ek jou daaraan herinner, Petrus. Hier in Antiochië, hierdie buitestanders ons die bynaam Christen gegee. Want hier het hulle net Christus as die norm gesien, wat ons een gemaak het. En hierdie konflik was die geboortepyne van die alternatiewe pad wat God geskep het. Dit is die oomblik waar die kerk moes kies, die ou pad van uitsluiting of die nuwe pad van Christus van insluiting. Nou, Matteus skryf aan die gemeente in Antiochië om vir hulle te sê waarmee julle nou besig is en wat julle nou hier doen, het reeds by die kind in Bethlehem begin. Daar het God die mandaat gegee. God het die bloudruk gegee hoe hierdie alternatiewe geloofsgemeenskap sou lyk. Die alternatiewe geloofsgemeenskap hier in Matteus 2 begin.
En God het hier volmag gegee, dat die heidene ingesluit is in God se alternatiewe plan. Wie was die eerste aanbidders? Die eerste aanbidders was hierdie mense uit Persië, hierdie sterrekykers, hierdie Magoi. Hulle verteenwoordig die nasies en hulle kom aanbid die kind. En dit is 'n vervulling van die profesie van die Ou Testament, soos Jesaja 60 vers 1 tot 2 en ander. Terwyl, nou moet jy mooi hoor, die godsdienstige elite, die priesterhoofde en die skrifgeleerdes in Jerusalem vas aan die slaap is dit die buitestanders wat kom en voor hierdie kindjie aanbid. Hierdie sterrekykers, hierdie Magoi, het 'n afstand afgelê van ongeveer tussen Pretoria en Kaapstad om by hierdie kind te kom, om aan hom hulde te bewys en te kom aanbid. Terwyl die priesterhoofde en die skrifgeleerders 10 kilometer moes aflê van Jerusalem na Bethlehem. Antiocheërs. God genade is nie beperk tot die Jode nie. Die teenwoordigheid van die heidene by die krib bekragtig julle inklusiewe gemeenskap in Antiochië. Antiochië moet weet, hulle is op die regte pad. Antiochië moet weet, hulle is binne God se wil. Nou hierdie geskenke was die padkaart van die nuwe weg. Matteus 2 is baie meer as 'n Kersverhaal. Dit is 'n dokument wat die Christene se identiteit vaslê en dit wettig maak. Die geskenke is die DNA van die nuwe geloofsgemeenskap. Wat sê hierdie geskenke? Wat beteken dit as hulle die goud uithaal om vir die kind te gee? Dit sê Jesus is koning bo alle aardse magte. Bo Herodes van Judea en bo Domitianus in Rome. Herodes ongeveer 4 na Christus oorlede. Matteus skryf in 85 na Christus aan die mense, die gemeente in Antiochië. Dit is toe die Romeinse keiseraanbidding sterk op die voorgrond was. Want toe het Domitianus regeer. En sy heerskappy het 'n geweldige krisis in die Christelike geloofsgemeenskap veroorsaak. Want hy is die eerste koning wat daarop aangedring het om aangespreek te word as Dominus et Deus, Here en God. So vir die gemeente Antiochië was dit nie net 'n godsdienstige kwessie nie, maar 'n saak van oorlewing, identiteit en sosiale integriteit. Wat was die impak hiervan? Die kerk het bely, Kyrios Jesus. Jesus is die Here. Om Domitianus as Here en God te erken, sou vir 'n Christen direkte afgoderry en verraad teen Christus wees. Daar het 'n verharding gekom oor hierdie alternatiewe pad. Rondom 85 na Christus, presies die tyd toe Matteus skryf aan hulle, het die gemeente besef dat daar geen kompromie moontlik was nie. Die ander pad, die pad wat die sterrekykers kom wys het,
En die pad wat die sterrekykers, nadat hulle die droom ontvang het, om pad gegaan het, en nie teruggegaan het na Herodes toe nie, was bekragtiging van wat die Antiocheërs moet doen. Dit sê vir hulle, julle kan nie die pad van Domitianus en die pad van Jesus tegelyk stap nie. Julle moet soos die magier, die Magoi maak, die sterrekykers, die ompad, die ander pad terug huis toe. Dit het hulle daartoe gedwing om hulle as Christene, as volgeling van die ware koning, se identiteit bo die van Romeinse burgerskap te stel. Wat beteken die wierook? So die goud wat hulle gee het, Jesus alleen is koning. Die wierook wat hulle aan die kind gee, Jesus is die God wat aanbid word deur alle nasies. Jy sien, Antiocheërs se dilemma was, hulle is een van die 3 groot stede van die Romeinse Ryk. En Antiocheë was die administratiewe stad van die Romeinse Ryk. Die druk op hierdie Christene was om ook aan die seremonies en die goed deel te neem waar wierook gebrand is vir Domitianus. In die Romeinse Ryk was wierook die simbool van die hemel en die gode. En om dit vir Domitianus te brand, was 'n erkenning van sy ewige goddelikheid. En mirre, die bitterpad. Jy kon nie mirre vir Domitianus gegee het nie, jy sou nie oorleef het nie. Maar mirre was 'n teken van die memento mori. Onthou, jy gaan sterf. En die hoofbestanddeel wanneer 'n liggaam gebalsam word of behandel is, was mirre. Keiser Domitianus wou hê mense moet vergeet dat hy 'n mens is wat kan doodgaan. Hy wou as 'n ewige wese aanbid word. En hier is die kontras. Deur mirre vir Jesus te bring, sê die sterrekykers en Matteus vir sy lesers, hierdie koning is anders. Hy is 'n koning wat gaan sterf. En die boodskap aan Antiocheë was, dit het gesê dat ware mag lê nie in die ontkenning van die dood, soos Domitianus nie, maar in die oorwinning oor die dood, deur selfopoffering. Jesus het homself gegee. En dan sluit Matteus 28:9 af, alle mag in die hemel en op die aarde is aan my gegee. En mirre sê 'n tweede ding, vir Antiocheë beteken dit om 'n nuwe mensheid te skep. En dit kos selfopoffering en dikwels die drink van 'n bitterbeker van verwerping. En dan moet ons onthou, Jesus het ook hierdie bitterbeker gedrink. Hy wou nie, toe hulle hom gekruisig het, dit vervlou hê, of hierdie bitterheid verdoesel het met wyn nie. Hy het gesê, gee vir my die bitterbeker. So die Christene in Antiocheë moet weet, daar is ook 'n bitterbeker om soms te drink. In hierdie krisis word identiteit gebore.
pad van 'n nuwe identiteit was ongemaklik. Dit word ontdek deur wrywing. Die Christen moes leer dat die alternatiewe pad is 'n pad waar jy nie aan die tafel kan sit en weer nuwe mure opbou nie. Daardie mure is vir eens en vir altyd afgebreek. En onthou die bynaam Christen. Hierdie naam is in Antiochië gebore, omdat die buitestanders nie meer kon sien wie Jood of Griek of Jood is nie. Hulle het net mense gesien wat soos Christus lyk. En daarom die bynaam Christen. Die ander pad is ook weerstand teen die status quo. Die ompad wat die Magoi, die sterrekykers moes gaan om Herodes te ontwyk, was 'n doelbewuste ongehoorsaamheid aan Herodes en die Romeinse regering. Die gevolg vir die Antiochiërs is, die ander pad wat hulle moet loop, is die van inklusiwiteit. Dit is God se pad. Inklusief. Met Christus as die norm. En weet julle, Antiochië het die hoofstad geword van wêreldchristelike sending. Uit hierdie stad het Paulus sy 3 sendingreise onderneem. Nou, as jy Jesus regtig ontmoet het en voor hom gekniel het en jy ook goud, wierook en mirre bring, kan jy nie op dieselfde pad voortgaan as waarmee jy gekom het. Vir jou 2 vrae vra. Wie is die mense van wie jy tans of die gemeente wegskuif omdat hulle nie in jou boksie pas nie? Omdat daar 'n onsigbare muur op die tafel is. En watter Herodes of Domitianus, vrees of status keer jou om die ongerieflike pad van ongehoorsaamheid te stap. Die alternatiewe pad van God se inklusiwiteit. Kom ons bid saam. Almagtige God en Hemelse Vader, ons staan vandag voor U met verwondering oor die pad wat U deur die geskiedenis gestap het. Ons dank U vir sterrekykers van oud wat bereid was om hulle gemak en hulle bekende wêreld agter te laat om die lig te volg. Dankie dat U reeds daar by die krib gewys het dat U God is vir alle mense. Here, ons bely dat ons dikwels vasklou aan ons eie Jerusalems, aan ons tradisies en vooroordeele. Gee ons die moed van die gemeente in Antiochië. Help ons om die mure af te breek wat ons tussen mekaar gebou het en leer ons om saam te eet, mekaar werklik as broers en susters te sien. Gee ons die wysheid om die ander pad te kies. Wanneer die magte van hierdie wêreld ons wil dwing tot vrees, help ons om gehoorsaam te wees aan die koninkryk. Gee ons die krag om die mirre van disippelskap te dra, te weet dat die pad van gehoorsaamheid 'n prys mag kos. Mag ons lewens goud, wierook en mirre vir U wees, dat ons U as ons enigste koning sal erken, dat ons U in die gees en waarheid sal aanbid, en dat ons bereid sal wees om ons eie lewens as 'n offer neer te lê. Stuur ons nou uit as mense van die alternatiewe pad. Amen.
Thank